Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Nou dis vir my altyd lekker saam met jou te wees, hierdie journeys, hierdie pad saam met jou te stap. En ja, wat 'n avontuur het ons nie deur Pinkster week, beleef nie Sondagse dienste en ons sien net na hoe God besig is om weer drome los te maak in jong mense, ou mense en net weer daai geur van water, van lewe tussen ons te bring. Vandag se skrif is iets van nog 'n beginsel van hoe jy 'n droom waarmaak. Habakuk 2 vers 3. Ons het gister gekyk na vers 2 wat gesê het skryf neer, droombord. Hoor wat sê vers 3. Die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig maar seker breek die tyd aan wanneer die visioen waar sal word. Wag geduldig, al voel dit of dit stadig gaan. Wees seker, dit gaan gebeur. Dit sal nie onnodig talm nie. Groot vers, nee, dit is iets van geduld en die harde werk om 'n droom waar te maak. Nou, kan ek vinnig sê, daar's baie mense wat sê, as jy die Here se droom het, dan sal dit waar word. En daar's 'n groot waarheid daarin, maar daar's ook 'n vraagteken aan. Die Here se droom sal net waar word as jy saam met die Here werk. Die droom gaan nie waar word as jy terugsit en slaap en lê en niks doen nie. Jy moet werk saam met die Here. Hy soek 'n medewerker, hy soek 'n kollega, hy soek 'n vernoot, 'n partner, hy soek jou om saam met hom te werk. En weet jy wat ek geleer? My bydrae is baie klein, maar ek het 'n bydrae. Jy moet iets doen. Jy kan nie niks doen nie. En daarom sê hy, wees geduldig. Dit sal nie onnodig talm nie. Dit sal waar word. Maar jy gaan moet die pad stap. Daarom gebruik ons die woord. Daar's iets van stap voordat jy kan hardloop. En hy sê, dit gebeur nie dadelik. Jy kry die droom hierdie week, die planne, jy begin skryf, teken, droom daaroor. En dan ontwikkel dit oefen, dit vorm. En dit verander 'n bietjie en dit kry gestalte. Maar die groot ding is, jy moet die heeltyd daarmee besig wees. Jy moet werk daaraan. Jy moet saamwerk aan en nie opgee nie. Seker die belangrikste woord wat ek kan sê. Moenie opgee nie. Hou aan glo, hou aan bid, hou aan vra, vul my met drome, vul my met die gees, vul my met die krag, sodat ek kan doen dit wat U wil hê ek moet doen. Kom ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, U het voor die tyd al vir ons soveel antwoorde gegee. Nog voordat een ding gebeur het U gesê, skryf dit neer. En dit gaan gebeur. Maar dit gaan lank vat. En dit is harde werk. En stap vir stap bly U ons verduidelik wat om te doen. En baie mense sê, as die Here net wil sê, wat gaan gebeur? Wel, U het gesê. En U sê dit vat patience, dit vat geduld, dit vat gebed, dit vat worstel, dit vat soek, dit vat luister, dit vat verhouding. Here, U het dit voor die tyd gesê. En daarom, wanneer ons in hierdie journey, hierdie droom, hierdie avonture saam met U, leer ons om geduldig die pad te stap saam met U. Ek bid vir mense wat moedeloos is, reg is om op te gee, dat hulle net vandag sal besluit, ek gaan nie opgee nie, ek gaan aanhou die pad stap. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.